Geachte president, ons woon in 'n diverse land. 'n Land met 'n ryk geskiedenis, met uiteenlopende kultuurgroepe, 'n land met mense, 'n land met emosie. Net soos jy, wil ek my geskiedenis herdenk. Wil ek ook daaroor sing. Wil ek ook sien. En dat dit aan my kinders oorgedra word. Geagte president, hulle sê die geskiedenis word geskryf deur die wat regeer. Of dit waar is, weet ek nie. Ek is my geskiedenis. My geskiedenis syfer deur my. My geskiedenis maak my wie ek is. Wat sou jy doen? As ek my eie storie uitgedink het. En dit as jou geskiedenis voorgehou het. Wat sou jy doen? Terwyl ek in jou stoel gesit het. En jy en myne? Geagte president, geskiedenis is nie 'n wapen nie. Dit is nie 'n instrument vir die bereiking van politieke doelwitte nie. Geskiedenis skep identiteit. Geskiedenis maak ons wie ons is. Geskiedenis kan ons bymekaar uitbring, maar dit kan ons ook uitmekaar uitdryf. Ons is moeg vir die verdraaiing van ons geskiedenis. Oor ons voorouers wat feitelik in alle opsigte as bose lafaards voorgehou word. Terwyl jou voorouers as onbevlekte helde voorgehou word. Geagte president, jy prys Kiba vir hulle bydrae tot die groot oorwinning by die slag van Guadalcanal. Ons was daar. Daar was nie 'n oorwinning nie. Daar was nie eers 'n slag nie. We were there. So, kom ons stap saam. In 'n land waar ons mekaar respekteer. Geagte president, op 28 Februarie gaan ons na jou kantoor toe stap. Na die ambassades van Kiba, Rusland, Angola, Namibië en die VSA. Om die ware geskiedenis te oorhandig en om eerlikheid te eis. Ons woon in 'n land met 'n ryk geskiedenis. 'n Land van mense. 'n Land met emosie. Kom ons maak dit 'n land waar ons mekaar almal respekteer en eerlik kan wees oor ons geskiedenis. Kom ons stap saam.